welkom by nog 'n koffiekuier. Dankie dat jy saamkuier. Dankie Rian dat jy saamkuier. Ons is steeds in die Psalmboek en vanoggend het ons die baie geliefde Psalm 23 wat die meeste van ons uit die kop uit ken. Psalm 23, die 1983 vertaling. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Jo, Amen. Kom ons die gaan huis. moeder van alle psalms, Kom né? ons gaan huis. Ja. En ek ongelooflike psalm. Ek dink die ding met my van Psalm 23 net altyd so in verwondering laat, is dat baie min van ons in 2025 die lewe van 'n skaapwagter, 'n herder of hierdie buitelewe ken waarin Psalm toegedig word. En tog op 'n manier, op 'n onbewuste vlak verstaan ons hierdie beeld. Nee, dit praat met jou hart en ek het nog nooit iemand gehoor met wie dit nie praat nie. Gelowige, ongelowige, stadsmens, platteland, dit is asof dit deel is van die vesels van ons menswees. Dit is interessant, Psalm 23, as ek nou so 'n bietjie, jy kan dit maar uit-edit as jy wil. Maar eintlik my hele verhaal van traumaopvoeding het begin by Psalm 23. Okay. En die interessante was, ek het op daardie stadium by die Nasionale Hospitaal in Bloemfontein gewerk in die kankerafdeling. En daar het 'n vroukie ingekom, haar man is die Desember, het hy met hulle almal by die rivier gekuier en hulle het gaan swem en hy het geduik en hy het net nooit weer opgekom nie. En hy is weg. En sy het 'n seentjie, ek dink hy was seker so by 8, 9 op daai stadium. En toe word sy gediagnoseer met borskanker. Sy was gediagnoseer met borskanker wat toe in remissie was en toe het teruggekom en op 'n langste rekord, sy is toe sterwend in die Nasionale Hospitaal se kankereenheid. En ek het toe aan haar aandag gegee. En elke dag as ek by haar kom, het ek vir haar gevra, kan ek vir Psalm 23 lees? En sy sê vir my nee. En toe een aand by die hospitaal met sy vir my, kan ek uitkom? Gaan ek uit. En sy was vreeslik kort asem. En ek onthou, ek het haar gehelp dat ons haar bene so half afswaai van die bed af, en ek het so by haar gestaan, en sy het haar kop so teen my skouer kom lê, en toe sê sy vir my, nou kan jy vir my Psalm 23 lees. En sy is daar aan oorlede. En ek bedoel, die wonderlike van dit alles, ons verstaan eintlik hierdie beeld nie. Ek bedoel, as jy nou vir klomp kinders vertel vir my hoe lyk die lewe van 'n herder. Hulle het nie idee nie. Nee. Hulle weet amper eers wat die voorkant van 'n skaap is nie. Nee. En hierdie herder het nog anders as ons beeld van 'n herder wat loop en aanjaag, waarmee ek groot geword het hierdie herders mos vooruit geloop. Ja, skaap agterna. En sy stem geken en agterna. Ja. Selfs as jy vandag nog as jy foto's kyk van ouens wat nog baie naby aan hierdie leef, hulle loop vooruit. Ons jaag van agter af aan. So selfs daar is selfs in die bekende beeld waarmee ek eintlik groot geword het, was ook nie die regte beeld eintlik nie. En die amazing daarvan, ek bedoel ons nou regtig moet eerlik wees, nie. Daar's min dinge dowwer as 'n skaap. Nee, dit is 'n platkop ding. En op hierdie wonderlike manier gebruik die Here hierdie beeld van hierdie absolute stupid wese van 'n skaap om vir ons troos te gee. Ek sê altyd as jy 'n skaap in 'n sirkus kry, roep my. Ja, en ek bedoel dis geen toertjie doen nie. Dis oor die 2000 jaar later. En hierdie beeld maak mense op 'n onbewuste vlak so kalm en rustig,
soos wat jy in jou beste lewe met jou beste voorbeelde nie kan doen nie. Ja, maar die ding is 'n skaap het nie, hy kan nie goed sien nie. Hy het nie skerp kloue nie. Hy kan nie geluid maak nie. Hy kan hom glad te Hy verdedig het op nie geen tande manier nie. nie. Hy kan nie eers ordentlik hoor nie. Ja. Dit is skaap is en is 'n eintlik 'n bangerige, weerlose dier. Al wat van hom goed is sy chops. Nou, ek lees die kommentaar sê dat die Psalm waarskynlik geskrywe is in Dawid se stryd met Saul wat hom daai stadium gejag het, Saul in sy manskappe, wat hy hierdie diep vertrouende Psalm skryf. En die wonderlike, dink ek hier in vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes. En ek wil julle net op hierdie een woordjie balvestig. Selfs al gaan ek deur donker dieptes. Want jy weet, baie keer dan voel dit vir mens in donker diepte asof die donker net nooit eindig nie. Ja. Dit voel net vir jou, jy word net omvou met hierdie donkerte en jy kom net nie uit nie, daar's net vir jou geen lig nie. Maar die psalmdigter sê, 'n mens gaan altyd deur donker dieptes. Jy steek nie in donker dieptes vas nie. Al voel dit vir jou so. Jy steek nie daarin vas nie. Daarom sê hy, sal ek nie bang wees nie. En hy selfs al is dieselfde woorde as wat Sadrag, Mesach en Abednego gebruik, selfs al red die Here my nie en ek word in die oond verskroei, selfs dan sal ek nog steeds in die Here glo. So dit is daai ding, mense vra my so baie, dit is mos nou die gunsteling vraag om te vra, hoekom kry 'n gelowige swaar? Hoekom kry goeie mense swaar? Maar Psalm 23 sê vir ons, jy gaan deur daai dieptes gaan, jy gaan deur daai donker gaan, maar dan is ons veilig in die Here se hande en daai in die Here se hande is 'n goue draad wat reg deur die Bybel loop oor hoe ons in God se hand is. En selfs Psalm 23 kom sê dat ons in sy hand is. So miskien moet ons, in ons besig wees hierdie week, vra, en ek dink, terwyl ons met lydenstyd besig is, miskien vir onsself vra, wat van Psalm 23 gryp jou aan? Wat is dit in Psalm 23? Dit is 'n wêreld wat ek en jy nie ken nie. Waar ons nie meer toegang daartoe nie. Ons grootouers het dit miskien nog geken, maar ons nie. Ons kinders allermins. Wat in Psalm 23 gryp jou in die hart? Want ek dink op 'n manier as jy dit kan sê, kan weet, dis hierdie ding van God wat my in Psalm 23 in die hart gryp, kan dit mense ongelooflik help om te verstaan waar jou behoefte is. Ja, ek dink een van die goed wat weg van die herderbeeld af, die tweede beeld is die feesmaalbeeld waar jy aansit en in 'n wêreld waar Dawid geleef het saam met die omringende gelowe en godsdienste van baie wispelturige gode, is hier 'n God wat die voorskoot aansit en jou kom bedien, wat waarskynlik baie vreemd op die oor geklink het van die ouens wat daarna geluister het, want hoe kan 'n God sê, kom sit en ek maak vir jou kos, en dan as jy in die Nuwe Testament kom, dan sien ons dis presies wat Jesus kom doen by die nagmaal, om te sê, maar kom, hier is die feesmaal, en ek gaan dit bedien, so op in lydingstyd, dan dink ek net altyd die feesmaal waarby ons aansit, en die God van die heelal, die ewige God, die almagtige God sê, kom sit by my tafel en ek bedien jou, en dit is altyd vir my net mind-boggling, wat sê mooi Afrikaans daarvoor, om te dink, dis wie God is, dis wie God hom nog altyd aan ons geopenbaar het, maar ons moet altyd 'n ding van God in die Ou Testament is kwaai en God in die Nuwe Testament is die vredelewende God, maar hier in Psalm 23 kom sê hy, maar kom sit by my tafel. En ek dink, dis 'n beeld wat ons verstaan, gasvryheid, om te sê, maar die oomblik as iemand sy knieë onder jou tafel inskuif, word hy deel, en dis wat God hier kom sê. Maar dis my half asof hy dit in 'n oortreffende trap hier maak. En dan kom hy en sê, die God laat my nie net by
by die feesmaal aan sit nie. Hy laat nie net my teestanders toekyk nie. Ek word oorlaai met hartlikheid. Met ander woorde, ek word eintlik mateloos bederf. Dis amper te veel. Soos wat hy my spesiaal het voel. En ek dink daarmee ook vir Dawid om te sê vir koning Saul en al die mense, weet jy, julle kan maar maak wat julle wil. Ek weet wie ek in God is. Ja. Dis nie wie ek is nie, maar wie ek ken. Ja. 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 Ja, ek dink Psalm 33, dit voel vir my elke keer as mense dit lees, is daar Kobus het altyd gesê, ons vorige kollega Dominee Kobus het altyd gesê, die teks bly dieselfde, maar jy verander. So elke keer as jy na die teks toe kom, is jy op 'n ander plek en daarom raak die teks jou op 'n ander manier. En dit voel vir my maak nie saak hoeveel keer in 'n week jy Psalm 23 lees nie. Daar's altyd amper iets anderste wat aan jou hart kom vashak. Ek het dalk my laaste bydra vir die dag is dat dit is nou die klassieke begrafnis Ja. Psalm en dit lê mense na in die hart en dit troos hulle en dit is goed so. Maar die eerste keer het iemand my een keer ek kom en hulle kom sien my ek moet hulle trou en ek vra as daar iets wat julle wil hê ek moet lees by die troue en hulle sê vir my Psalm 23. Ek was baie jong en ek sê net julle ouetjies, ek weet nie so lekker nie. Hierdie is 'n begrafnispreek. Gee my net 'n week. Miskien was dit nie 'n baie gelukkige troudag nie. Ek kom terug na julle toe. En sindsdien het ek dit al by meer as een troue gebruik want dit is net want dit is op die ouend is dit 'n lewenspsalm. Dit is nie 'n doodspsalm nie, dit is 'n lewenspsalm wat sê maar ons gaan deur donker, maar daar's ook die groen weivelde en daar's die feesmaal en daar's God se hande wat ons lei. So dis baie meer as 'n begrafnispsalm, dis 'n lewenspsalm. Dis 'n lewenspsalm. En ek weet en mense sê ook baie keer gebruik hulle prediker daai gedeelte, 'n prediker wat sê tyd en geboorte word tyd en sterf, wat sê hulle maar jou streepie is getrek. Eintlik wat prediker probeer sê is presies dieselfde wat Dawid nou in Psalm 23 probeer sê. Is om dis die lewe. In die een saal word 'n baba gebore en in die volgende saal sterf iemand. Ja. Aan daai kant is ouens besig om te ploeg en hierdie kant is dit so droog, die ouens kan amper eers uit hulle huis uitkom nie. Dit is die lewe. En in hierdie lewe is God. Ja. Selfs al. Ja, ek dink die uitdaging van God se teenwoordigheid in mense se lewens waaroor Dawid nou so liedjies skryf, is om te verstaan dat God oral is. Ons hoef nie God te soek op 'n plek nie. Ons hoef nie God na 'n plek toe te nooi nie. Of om te vat nie, is nog 'n erger beeld. Ja, hy is reeds daar. Ons ontdek dit net. Ja. Baie dankie vir die saamkuier en saamdink. Geniet hierdie Psalm en kom ons sluit die oë. Here, hoe wonderlik dat hierdie groot stuk teks vir ons beskikbaar is. En dat dit so met ons hart praat. En dit het al in soveel geleenthede vir soveel mense, soveel waarheid gebring het. Soveel troos gebring het en soveel hoop gebring het. Dankie Here dat U dit vir ons gee. Mag ons goeie draers wees van hierdie boodskap. Wanneer ons dit lees, maar ook met deur U genade wanneer ons dit gaan leef. Dankie Here dat dit vir ons gegee is en dat ons daaraan kan vashou. Want U is die goeie herder wat ons nooi om by U tafel te kom sit. Amen. Amen.